Motherhood plays an important role in the Bible. It binds the beginning and the end. These stories offer us a glimpse into the heart of God, and so we start at the beginning. Taken from the side of Adam, gifted with bringing forth life, the first woman was named Eve because she was the mother of all living. But she was also a mother in her own right, the first of many mothers to come. Though Sarah's womb was closed, God promised nations and kings would come from her. 10 years pass, and motherhood seems as impossible as the day it was promised. But the Lord is faithful to keep his promises, and Sarah bore a son who made her laugh. Leah was the firstborn, overlooked by her husband Jacob, who gave his heart to her younger sister. When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb. Despite Jacob's disdain, she found her motherhood in the Lord. When Pharaoh became angry at the fruitfulness of the Hebrews, Jochebed sacrificed her motherhood for the sake of her son. When Pharaoh's daughter saw the child, she had compassion on him. Because of Jochebed's sacrificial motherhood, the Israelites found freedom. Naomi was a mother who experienced the loss of her sons, yet she gained a daughter in Ruth who declared, "For where you go, I will go. Your people will be my people. Your God, my God." Naomi and Ruth became family by faith. Mary, a virgin and not yet married, was found to be with child from the Holy Spirit. The motherhood of this blessed woman was more than the continuation of a family name, but a means for God to bring a Savior into the world, to save his people from their sins. From the garden to the cross, there have always been mothers. These women paved the way for all women, representing the full spectrum of the ways one could be called mom. Whether a mother in faith, mentorship, adoption, or by birth, you play an important role in the stories of generations to come. To all the Sarahs, Leahs, Jochebeds, and Naomis, Happy Mother's Day. En ek dink een van die goed wat die Here vanoggend wil kom vasmaak is, ons God is nie 'n God wat ver is nie. Hy's naby, hy's hier, hy's met ons, hy werk in ons en hy werk deur ons, en ek staan vanoggend in verwondering dat omtrent oor die laaste 3 jaar, nee lief, wat die Here regtig met my en Lukie afsonderlik en saam kom praat het oor Johannes 15, oor die wingerdstok en die lote, en dat in hierdie skrifgedeelte daar soveel waarheid is wat ons kan vat, en daar's soveel mites wat ons as Christene glo, wat hierdie ding kom bast, en ook kom bevestig. So, soos dat ons die woord van God oopmaak, julle kan blaai in julle Bybels na Johannes 15 toe, en dan, Lukie, wat is die 3 goed wat ons vanoggend wil ondersoek? Môre almal. Ja, daar's 'n paar stellings wat ek op die laaste rukkie bietjie op afgekom het. Een van die goed is ek het verby 'n boek weer gestap en die opskrif is Your purpose is to live your best life now. Baie bekende boek. My nogal laat dink. Ek gaan dit nou probeer vertaal in die beste Afrikaans wat ek kan. So my eerste stelling wat ek vanoggend wil maak en wat ons gaan ondersoek is, jou doel op aarde is om die beste en lekkerste lewe te leef. Die tweede stelling wat ek wil ondersoek is dat jy is verantwoordelik vir die vrug in jou lewe. Ons is verantwoordelik vir die vrug in ons lewe. En die derde stelling wat ek wil ondersoek is, ek moet verbonde bly tot Jesus.
Maar voor ons aangaan, kom ons lees eers hierdie teks van Johannes 15. Vanaf vers 1. Ek is die ware druiwestok en my Vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie, en so julle ook nie, as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly, en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet aan my liefde verbonde bly. As julle my opdragte gehoorsaam, sal julle aan my liefde verbonde bly. Net soos ek ook die opdragte van my Vader gehoorsaam het en aan sy liefde verbonde gebly het. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Niemand het 'n groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. Julle is my vriende, as julle doen wat ek aan julle opdra. Ek noem julle nie meer slawe nie, want 'n slaaf weet nie wat sy eienaar doen nie. Julle noem ek lankal vriende, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle verduidelik het. Dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het, om julle in staat te stel om te gaan vrugte dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Ek gee aan julle die opdrag, julle moet mekaar lief hê. As die wêreld julle haat, weet, net dat hy my voor julle reeds gehaat het. As julle uit die wêreld ontstaan het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het, omdat julle egter nie uit die wêreld ontstaan het nie, maar ek julle uitgekies het uit die wêreld. Daarom haat die wêreld julle. Amen, dis sover ons gaan lees. Kom ons bid. Here ons God, dankie vir u woord. En Jesus, dankie vir hierdie metafoor, hierdie prentjie, hierdie storie wat u kom deel het met u disippels, Here, en dat dit vir hulle op daardie stadium kragtig was. Maar Here, ek bid dat dit vir ons op hierdie stadium vandag ook kragtig sal wees. Here, ek bid dat u sal kom en enige leuns waaraan ons vashou of waaraan ons glo, vanoggend sal kom identifiseer, en Heer, dat u vanoggend waarheid in ons harte sal kom vestig, Heer. Here, dankie dat u ons lief het, dankie dat u ons uitgekies het, Heer. En Heer, ek bid dat u vanoggend met elke man en vrou sal kom praat, met elke ma, met elke dogter. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So Jesus is op pad na die kruis toe. Jesus weet hy gaan gekruisig word. Hy gaan sy lewe neerlê vir sy disippels, vir sy volgelinge. En ek sien hierdie prentjie amper afspeel. Ek gee net my opinie daarvan. Maar Jesus kom verduidelik vir hulle iets wat vir hulle
baie reël was. Hierdie ouens het verby boorde gestap. Hulle het geweet wat drywe is, hoe daar met drywe gewerk word. Maar ek wil hê met jouself amper verbeel hoe Jesus met sy disippels stap en met ons deur 'n wingerd. En hierdie wingerd, dalk is hulle besig om te oes en soos wat die ouens oes, kom die ouens agterna en hulle snoei en Jesus kom vertel hierdie storie van hierdie tuinier wat 'n wingerd kom snoei sodat hy meer vrugte kan dra, wat waterlote kom afsny om weg te gooi en verbrand te word. En hierdie metafoor dien vir meer as net 'n storie om hulle besig te hou op pad Jerusalem toe. Hierdie metafoor kom deel Jesus met sy disippels om vir hulle 'n diep waarheid te kom vertel. 'n Diep waarheid wat hulle nie net radikaal sou kom impakteer in die volgende 30 dae van hulle lewens, soos dat Jesus kom en sy lewe kom neerlê aan 'n kruis, waarna hy verwys hierson nie, maar soos wat hulle die kerk kom vestig, en ook vandag, soos wat die kerk aanhou groei en uitbrei na die uithoeke van die aarde toe. En Jesus kom spreek hierso waarhede aan vir hulle. Hierdie manne, Petrus en Johannes het beklei oor wie gaan aan Jesus wie is die belangrikste disipel? Johannes en Jakobus het vir Jesus gevra, kan ons in jou linker en jou regterkant sit? En in hierdie gelykenis, in hierdie storie van die wingerd, kom spreek Jesus hulle harte aan, en ook vanoggend ons harte. So kom ons ondersoek, wat kom sê Jesus vir hierdie disippels? Ons eerste stelling is,
I see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside your eyes. The world awakens in the light of the day. I look up to the sky and say, you're beautiful. In the moonlit night, where planets are
you.